so voorreg om die woord te kan bedien vanmôre. Ek ag die woord van die Here as heilig. Ek ag dit as belangrik en ek ag nog steeds die woord van die Here as ons basis, ons fondasie vir ons Christendom. Amen. So as jy vanmôre saam is en jy het jou woord gebring wat ek glo jy het, wil jy nie saam met my blaai, ons gaan begin vanmôre. Ek weet dit staan op die bord Genesis 29 vers 1 tot 35. Ek hoop die tegnologie gaan saamwerk vanmôre. En maar voordat jy soontoe blaai, hou jou vinger daar by Genesis 29, maar blaai saam met my asseblief na Matteus 1 toe, hoofstuk 1. Matteus hoofstuk 1 gaan ons saam lees ook. So ons gaan twee gedeeltes lees vanmôre, Matteus 1 van vers 1, hoofstuk 1 vers 1, en dan gaan ons nou na Genesis 29 toe. Ook blaai vanmôre. Amen. Matteus 1 vers 1 sê, dan sal jy vir my sê die afkoms, sê opskrif daar van Jesus Christus na die vlees. Ek love hierdie vers, hy begin, die geslagsregister van Jesus Christus. Jy geweet, jy kan 'n paar preke uit die geslagsregister van Jesus uithaal. Amen. Nou gee my sê vanmôre, ek hoop jy gaan geskiedenis gee nie. Hou net goeie moed, we're getting somewhere. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda. Ek herhaal. Abraham was die vader van Isak, Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda. Sê saam met my Juda. En sy broers, hoor mooi. Hy sê vers 3, en Juda, hier is belangrik, don't miss this. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. Daar's twee name ook. Hou hulle in jou gedagte, Peres en Serach. So nou gaan ons na Genesis 29 toe. Jy kan hy netjie, ons kom terug na hom toe. Blaai vir my saam na Genesis 29 toe. Dan gaan ons daarso saam lees en ons bid dat die Here die woord sal seën vanmôre. Genesis 29 vers 1 tot 35. Ons gaan so 'n bietjie leeswerk doen, maar dis ook oukei en dat ons die hele konteks uit hierdie verhaal uit kan kry. Hoofstuk 29 vers 1 sê: Toe lig Jakob sy voete op en gaan na die land van die kinders van die ooste. En meteens sien hy 'n put in die veld en 3 troppe kleinvee wat daarby lê, want uit die put het hulle die vee laat drink, en daar was 'n groot klip op die opening van die put. En as al die troppe daar by mekaar gekom het, rol hulle die klip weg van die opening van die put en laat die vee drink. Daarna sit hulle die klip weer op die opening van die put op sy plek. Toe sê Jakob vir hulle: My broers, waar is julle vandaan? En hulle antwoord: Ons kom van Haran. En hy vra hulle: Ken julle vir Laban, die seun van Nahor? En hulle antwoord: Ons ken hom. Verder sê hy vir hulle: Gaan dit goed met hom? En hulle antwoord: Dit gaan goed. En daar kom sy dogter Rachel aan met die vee. En hy sê: Kyk, die dag is nog lank. Dit is die tyd om die vee bymekaar te maak. Laat die vee drink en gaan heen, laat hulle wy. Toe antwoord hulle: Ons kan nie voordat al die troppe bymekaar is nie. Dan rol hulle die klippe weg van die opening van die put en ons laat die vee drink. Terwyl hy nog met hulle praat, kom Rachel met die kleinvee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Toe Jakob vir Rachel sien, die dogter van Laban, sy moeder se broer, en die vee van Laban, sy moeder se broer, loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put, en hy laat die vee drink van Laban, sy moeder se broer. En Jakob het Rachel gesoen en sy stem verhef en geween. En Jakob het Rachel vertel dat hy haar vader se broer en die seuns van Rebekka was. Daarop het sy geloop en dit aan haar vader vertel. Toe Laban die tyding hoor van Jakob, die seun van sy suster, loop hy hom tegemoet en omhels hom en soen hom en bring hom in sy huis. En hy het aan Laban al hierdie dinge vertel. Toe sê Laban vir hom: Waarlik, jy is my been en my vlees. En hy het by hom 'n volle maand gebly. Daarop het Laban aan Jakob gevra: Sou jy my verniet dien, omdat jy my broer is? Sê my wat jou loon moet wees. En Laban het 2 dogters gehad. Die naam van die oudste was Lea, en die naam van die jongste Rachel. En Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. En Jakob het Rachel lief gehad. Daarop het hy gesê: Ek sal die 7 jaar dien vir Rachel, die jongste dogter. Toe antwoord Laban: Dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hulle was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. Toe sê Jakob vir Laban: Gee tog my vrou, want my diens
tyd is om, dat ek by haar kan ingaan. Daarop het Laban al hierdie manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei. Maar in die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar na hom gebring, en hy het by haar ingegaan. En Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, naamlik aan sy dogter Lea as slavin. En die ander dag môre, daar was dit Lea. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het jy my nou gedoen? Was ek nie vir Rachel by u in diens nie? Waarom het jy my dan bedrieg? En Laban antwoord, dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee nie. Hou die volle bruilofsweek met haar, dan sal ons jou die ander een ook gee vir die diens wat jy nog 7 jaar by my moet volbring. Halleluja. Sjoe. En Jakob het so gedoen. Hy het die volle bruilofsweek met haar gehou. Toe gee hy sy dogter Rachel om as vrou. En Laban het haar aan sy dogter Rachel sy slavin Bila gegee as slavin vir haar. En hy het ook by Rachel ingegaan. Rachel het ook by Rachel ingegaan en Rachel ook meer lief gehad as Lea. En hy was by hom nog 7 jaar in diens. En toe die Here sien dat Lea nie geliefd was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Reuben genoem. Want sy het gesê, gewis, die Here het my ellende aangesien, want nou sal my man my lief hê. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, gewis, die Here het gehoor dat ek nie geliefde is en my hierdie een ook gegee. En sy het hom Simeon genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, nou uiteindelik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. Daarom het sy hom Levi genoem. En sy het weer bevrug geword en die seun gebaar en gesê, die keer sal ek die Here loof. Daarom het sy hom Juda genoem en sy het opgehou met baar. 'n mond vol. Kan ons saam bid vanmôre? Ons dank U, Here, dat ons vanmôre na U toe kan kom, U troon van genade. Ons vra dat hierdie woord sal seën in ons harte. Mag die woord van die Here soos vrugbare saad op harte val wat voorberei is, Here. Mag die voëls dit nie kom oppik nie. Mag die dorings dit nie verstik nie. Here, mag dit nie op rotsagtige plekke val nie, maar vrugbare grond, sodat dit veel vrug kan dra. In Jesus naam. Amen. Hier is die storie. Jy het dit gemis. Hier is 2 mense met die naam van Rachel en Lea, 2 susters. En hierdie 2 susters het 'n pa gehad met die naam van Laban. En Jakob het by 'n put gekom en hy het hierdie beeldskone daar. Nou ek kan net sien uit 'n manlike perspektief het, wat sou hy gedoen het? Toe hy hierdie vrou sien aankom in die vee, het hy gespring, want hy was single. En hy het 'n plan gemaak om hierdie vrou te kan help en dat die vee kan drink ensovoorts. Maar iets tref my toe hy haar sien, sê die Bybel, dat hy het dadelik verlief geraak op haar. Dis so kosbaar as jy daaroor dink. Dis soos ons verhaal is omgeruil. Toe Marlyn my sien, het sy dadelik verlief geraak op my. Halleluja. En hier is iets kosbaars in hierdie. Ek love hierdie gedeelte. Lees wat sê die skrif. Die skrif sê dat hy het toe hy haar soen, het hy geween. Nou that's been a kiss. Dit sal 'n soen wees om aan te dink. Die Engelse vertaling sê he lifted his voice and he wept. En die trane het sê die mooi, die nuwe lewende vertaling sê die trane het oor sy wange geloop, toe hy haar die dag gesoen het. En hy het verlief geraak op Rachel. Rachel was die een gewees by wie hy wou wees. En so het hy gegaan na hulle pa, toe die pa met die naam van Laban, en hy het vir Laban gesê, luister, ek is mal oor jou dogter, Rachel, en ek wil graag met haar trou. En hier is die plan, ek sal vir 7 jaar lank, sal ek jou dien. Vir 7 jaar lank sal ek werk, sal ek by jou wees, en sal ek plannetjies maak, om alles wat jy vir my sê om te doen, sal ek doen. 7 jaar het gekom, 7 jaar het hy gewerk, en die nag, toe dit nou tyd was, die bruilof was gereël, 7 jaar is verby, hy wil nou die dag trou met Rachel, en wil tyd met Rachel spandeer. En hier gebeur iets kosbaars toe ek daaroor dink. Die aand toe hulle gebruilof gevier het en saam gekuier het, something happened. Nou iets wat ek nie verstaan in die Bybel nie.
dat die aand toe dit so donker was en het die pa nie gegaan om Rachel na die tent te stuur van Jakob nie, maar hy stuur sy ander dogter, die oudste ene, Lea, om by die tent in te gaan. Nou, hier tref my, ek verstaan nie, en dis 'n vraag wat ek dalk eendag vir Jakob sal vra. Jakob, hoekom het dit jou gevat tot die volgende môre om agter te kom dit is Lea? Come on. Jy moet mos nou weet dit is nie die bruid vir wie jy 7 jaar gewerk het nie. Jy moet mos nou weet something is anderste hierso. En die aand gaan verby en is eers die volgende môre gebeur iets. Volgende môre kom hy agter my, hey, dis Lea by my in die bed en nie Rachel nie. En hy gaan na Laban toe en hy sê vir Laban, wat het nou gebeur? Jy het my bedrieg. Dis nie ons ooreenkoms hoe dit moes gebeur het nie. Die volgende ding gebeur. Hy sê nee, maar hoe die gebruik is by ons is dat eers kry jy die oudste suster en dan die jongste suster. En ek kan sien hoe die moed eintlik in hierdie man se skoene val want hy het al gras gesny dat by sy oor uitkom om daai bruid te kan kry. En hier is iets vir my hart. Die aand kom hy na hom toe en hy sê luister, okay, dis reg. Ek sal nog 7 jaar werk. Laban sê vir Jakob, jy kan nog 7 jaar werk. Maar gaan net spandeer die huweliksweek by Lea en as jy terugkom, sal ek vir jou vir Rachel op skuld gee en nog 7 jaar werk. Nou ek wil hê jy moet die konteks hierso kry. Hier is 2 susters en 'n man. Nou as jy die pastorie by ons sou gewees het, ek het 2 dogters ook. En hoe dit is om 2 dogters groot te maak. Jy sal altyd weet dat daar rivalry soms tussen die 2 is om die aandag van die pa te kry en om by die pa te wees en op pa se skoot te wees en so voort. Dis hoe dit maar net werk. En iets gebeur hierso terwyl hy terwyl Jakob by Laban gekom het en hy sê luister is nou so. Werk hy vir 7 jaar nog vir die ander dame, vir Rachel. En hier is iets in my hart opgetref. Hierdie 2 staan en hulle is besig om met mekaar dalk te gesels en die Here sien dat Jakob Rachel bo Lea liefhet. Hy sien dat hy hou nie, die Engelse vertaling, die King James Version, kan jy gaan lees, hy sê daarso dat Jacob hated Lea. Kan jy verstaan hoe die verhouding was? En God sien dit raak en hy doen iets. God sluit die moederskoot van Rachel en hy laat Lea kinders baar. En hier is 2 susters wat nou die aandag van hulle man soek, van Jakob, en ek dink dit waar hierdie vrou moes gegaan het. Sy wou die aandag gehad het van Jakob, sy wou net geliefd gewees het, en ook soos wat Rachel was, en ek dink hoe sy oor die heeltyd op Rachel moes gewees het, sou Lea die heeltyd gekompeteer het met hierdie suster van haar. Die Bybel sê, sy word swanger. En toe sy swanger word, toe baar sy 'n seun, die eerste een. Now you have to get this. Die seun se naam was Reuben. Sy noem hom Reuben. En Reuben het 'n betekenis. Reuben beteken die volgende. Reuben beteken, behold a son of vision. Met ander woorde, of sien. 'n Seun wat kan sien. En sy sê, jou naam is Reuben, want hoor mooi wat het sy gesê in daai gedeelte, het sy gesê mos daarso. En Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Reuben genoem, want sy het gesê, gewis, die Here het my ellende gesien, want nou sal my man my lief hê. Nou sal die man na my kyk en ek het 'n klein Reubentjie en Reuben hardloop daar rond en nou sal die Here het my raak gesien, nou sal my man my raak sien. Nou dink goeie oor. Elke keer as sy vir klein Reuben geroep het, sou sy dalk gesê het in haar hart, hey, die Here het my raak gesien. Ek wens my man kan my raak sien, soos wat God my raak gesien het. En is dit nie so nie, dat God nog steeds ons raak sien? Ek weet nie vir iemand in hierdie kerk vanmôre, ek wil vir jou sê, God sien nog steeds jou raak. Kan ek 'n amen kry? Die Here sien nog steeds jou raak. Maak nie saak waar jy is nie. Jy is nie te ver, sodat die Here jou nie kan raak sien nie. Amen. So miskien is iemand wat sê vanmôre wat hier sit en sê, sien die Here my nog raak? Kan ek vanmôre sê, die Here is steeds El Roi, wat beteken the God who sees.
en hy sien steeds waar jy is, waarheen jy op pad is en sy oë. Is daar nie 'n ou liedjie wat sê his eyes are on the sparrow? Is dit nie so nie? So kyk hy steeds na ons. Die woord van die Here sê in 2 Kronieke 16:9, want die Here sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. God se oë is op ons. Die Here kyk na ons. Job 31:4 sien hy nie my wee nie en tel hy nie al my voetstappe nie. God kyk steeds na ons elkeen. Klein Ruben is gebore en sy sê, het die Here my nie raak gesien nie. Maar dit was nie genoeg nie. Die Bybel sê dat Lea raak 'n tweede keer swanger. En sy noem hierdie kind die volgende. Sy sê, jou naam sal wees Simeon. Simeon se naam beteken die volgende. Ek lees nog wat sê Genesis 29:33. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebore en gesê, gewis die Here het gehoor dat ek die geliefdes en my hierdie een ook gee nie. En sy het hom Simeon genoem. Die Here het my gehoor is sy naam. Die Here het nie net my gesien nie, maar die Here hoor my. So elke keer as hy vir klein Simeon roep, en Simeon hoor en Simeon reageer, sou sy herinner word dat God hoor. God hoor. God sien nie net nie, soos klein Ruben nie, maar God hoor ook na my. En dink sy in haar hart, luister mooi, sy noem hierdie seun Simeon vir die rede, nie net dat God het my gehoor nie, maar sy bid ook eintlik in haar binneste, sy wens haar man hoor haar. Haar man hoor haar voice in die huis. Haar man hoor net haar, hoe sy roep en sy soek ook net erkenning as sy iets moes deel. En sy sê dit in die woord, want as sy wens dat sy kan gehoor word. Nie net gesien nie, maar ook gehoor word, sê die skrif. En is dit nie so dat God nog steeds hoor ook nie? Ek wil jou sê vanmôre, moenie vanaand mis nie, God is steeds die wat gebede verhoor. Kom aan, wie weet waarvan ek praat? Vir wie die Here al hierdie jaar deurgebreek deur gebed? Wie weet die Here hoor jou as jy roep? Amen. Wie die Here al geroep in jou benoudhede? Is daar iemand saam met my wat na God geroep het en benoud het en jy weet dit is net die Here wat jou geantwoord het? Halleluja. God hoor nog steeds. Die woord van die Here sê hy is steeds Elohim Shammah, wat beteken God wat hoor, the God who hears. Maar dit was nie genoeg nie. Klein Ruben was gebore. Dis die God wat sien. En sy wens dat haar man haar moet raak sien. Tweede enetjie word gebore, klein Simeon. Die God wat hoor. Maar dit was nie genoeg nie. Die Here gee die guns en 'n derde kind word gebore. En die derde kind se naam was Levi. Levi beteken die volgende. Levi, beteken joint of attached, geheg of saamgevoeg. En nou ek werk saam iewers toe, wees dit geduldig vir my vir 'n oomblik. Levi is die een wat join en sy voel in haar hart, sy noem hierdie kind Levi. En sy sê, kom en hoor wat sê sy. Nou eindelik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. 3 seuns. Jakob, ek gee jou 3 seuns. Daar's klein Ruben, klein Simeon, en nou sê jy vir klein Levi gekry. Nou gaan ons geheg wees. Nou soek ek 'n gehegte family. Ek wil net 'n gehegtheid hê. Maar dit was vir Jakob nie genoeg nie. Again, sê ek, God se woord sê in King James Version, he hated her. Nou kan jy sien wat tussen Lea en Rachel moes gebeur het. Rachel wou graag swanger word, maar die Here het nie dit toegelaat nie. Nou hier kom ons uit vanmôre. 'n 4de kind word gebore. 'n 4de een. Sy gaan weer, sy en Jakob word weer swanger en klein Juda word gebore. Nou luister wat sê die woord van die Here. Die woord van die Here sê, en sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, die keer sal ek die Here loof. Die keer stel ek nie belang oor wat Jakob sê nie, of hy my sien of nie, of hy my hoor of nie, of ons geheg is saam of nie, hierdie keer
sal ek die Here loof. This time, I will praise the Lord. Hierdie keer, ek gee nie om wie wat sê nie. Hierdie keer, en Juda beteken lofprysing. Lofprysing breek deur. Vir die eerste keer hoor ons van Juda in die Bybel. En Juda beteken lofprysing. So wat sy eintlik sê, this time, I will praise the Lord. Hallelujah. Dis hier waar jy uit jou banke moet staan en die Here lofoffer gee. Hallelujah. Dis hierdie keer wat ek die Here sal aanbid. This is the time I will praise him. En die fokus skuif. Luister mooi. Die fokus was al die tyd gewees op haar man, haar behoeftes, haar dinge, dit wat sy wil hê. En die fokus was gewees horisontaal op dit wat sy rondom haar gesien het. En nou skuif die fokus nie meer rondom haar nie, maar die fokus skuif nou na vertikaal, na God toe. En hierdie keer, die Here sê in die woord van die Here daar, en hy het haar boederskoot gesluit. Want Juda is gebore, lofprysing is gebore. Nou kan ek vanmôre 'n bietjie dieper sak. Lea se naam beteken ook iets. Lea se naam beteken die volgende, dit beteken weary, 'n vrou wat moeg is. Sy is moeg. She is a weary woman. Sy is moeg. Nou dis dit kosbaar dat uit hierdie vrou, die baba nommer 4 wat gekom het, die baba wat gekom het is lofprysing. Hierdie vrou wat verstoot was, wat gebroken was, wat seer was, wat eenkant toe geskei was, wat niks gehad het nie, 'n gebroke mens, in my opinie, sou Lea gewees het. Maar uit haar gebrokenheid het sy gesê, die laaste keer wat ek gebreek is, gaan ek hierdie keer sal ek die Here prys, en al my aanbidding gaan nie meer na mens toe nie, maar dit gaan na God toe gaan, and I want to give him the praises he deserves. Wees saam met my dat uit jou gebrokenheid het jou mooiste aanbidding en diepste aanbidding gekom. Is nie iemand wat saam met my is vanmôre? En daai gebrokenheid van 'n egskeiding. Toe jy gesê op 'n punt gekom en gesê ek gee nie om wat mense mee dink nie. Maar nou hierdie keer sal ek die Here prys. Hierdie keer gee ek nie om wat mense van my sê of familie van my dink nie. This time I will praise the Lord. Hierdie keer gaan ek God aanbid. Hierdie keer draai my lofprysing na die Here toe. Ek weet hy is die God wat sien. Ek weet hy is die God wat hoor. Ek weet ek is geheg. Ek weet dat die Here sê in sy woord dat Romeine skryf en hy sê dat ons is saam met Christus. En hier is my hart vanmôre. Ons is saam met Christus, maar hierdie keer sal lofprysing deurbreek. Hierdie keer gaan lofprysing in my lewe deurbreek. Nou hoor gou mooi, ek hoop jy is gereed, ek hoop jy is reg, want ek voel soos iets wat wegspring met die Durban July. Dis hoe ek voel vanmôre. Something happened. Iets gebeur hierso. Juda, wat lofprysing is, word gebore. Die eerste keer in jou Bybel waar jy leer van Juda, en kom Jesus nie uit die stam van lofprysing. Kan ek gou, dit kom nou in my hart op, dink gou hieroor. Dawid ontmoet vir Goliat in die dal. Goliat het in die dal afgegaan. Kan ek gou van die dal af in die dal gaan? En Goliat skree uit die dal uit. Uit die dal terg hy en skree hy en dit is hy uitdagings in the valley. Gaan lees Samuel 17, 1 Samuel 17 sê, maar die dal het behoort aan Juda. Die dal het behoort aan lofprysing. So when you are in a valley, as jy in die vallei is, die vallei behoort nooit aan die vyand nie, halleluja. Die vallei behoort aan lofprysing, halleluja. Put on a garment of praise for a spirit of heaviness. So as jy vanmôre hier sit, jy sê, Here, waar is U? Hoor U my nog? Sien U my nog? Here, is ek nog kind van God? Hoor wat sê die woord van die Here. Juda is gebore uit gebrokenheid uit. When you are broken, man, God kan met 'n gebroke mens iets doen. God kan met 'n gebroke mens iets doen. Kan ek gou nou gaan ons na Matteus toe. Nou is jy reg hiervoor. Ek voel die salwing van die Here vanmôre hierso. Elke gebroke mens in hierdie plek vanmôre is dit 'n woord voor.
Hierdie keer sal lofprysing deurbreek. My bankbalans sien ek, is nie dieselfde nie. Maar hierdie keer gaan lofprysing deurbreek, ek gee nie om nie. Dinge by die werk is nie waar dit moet wees nie, maar hierdie keer sal lofprysing deurbreek in my lewe, halleluja. Come on, hierdie keer gaan lofprysing deurbreek in my lewe. Kyk gou hier, nou, Jesus, as dit vir jou 'n revelation is, go for it, as dit nog nie is ook reg. Ons het gelees, Matteus skryf, die volgende, Matteus 1. Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak die vader van Jakob, en Jakob die broer van Juda en sy broers. Hoor mooi, en Juda, wat lofprysing is, was die vader van Peres en Serach. Waar lees ons van Peres en Serach? Ek is so bly jy vra, kom ons gaan soontoe. Ons gaan dan na Genesis 38. En almal ken hierdie verhaal, Genesis 38 vers 26 tot 30, 4 verse. Juda het dit herken en gesê, sy het reg teenoor my, want ek het haar mos nie aan my seun Sela gegee nie. En hy het haar verder nie meer beken nie. Toe sy sou baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. En terwyl sy baar, het die een hand uitgesteek en die voetvrou het dit gegryp en 'n rooi draad om sy hand gebind en gesê, hierdie een is eerstegebore. Maar toe hy sy hand teruggetrek het, word sy broer gebore. En sy sê, hoe kragtig het jy deurgebreek? En hulle noem hom Peres. Peres beteken deurbraak. Uit Lea, wat 'n gebroke, stikkende, verwerpte, verstote, seer mens is. Kom op 'n punt waar sy sê, nou sal ek die Here prys. Nou gaan ek die Here aanbid. Nou draai my fokus na God toe en nie meer wat ek sien en wat ek hoor en wat ek voel nie. Die keer draai dit na die Here toe. En uit Juda kom daar 2 kinders gebore, Peres en Serach. Peres wat beteken deurbraak. Met ander woorde, uit lofprysing kom daar deurbraak. Halleluja. Uit lofprysing kom daar deurbraak. Waar's die band? Laat die band vorentoe kom. Kom band, julle moet gou-gou opkom. Uit lofprysing kom daar deurbraak. Halleluja. So ek weet nie waar jy vanmôre sit nie, maar ek weet dat God se woord sê dat put on a garment of praise for a spirit of heaviness. Amen.